Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat vir u altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons luister na Renay Botha, sy is natuurlik van Patmos Studio en sy praat oor dwalende geeste. Mense wat gesterf het, 'n onnatuurlike dood gesterf het op aarde en hulle kom nie tot rus toe nie. En dan leer sy in hierdie video hoe dat jy hierdie geeste tot rus bring. En sy gebruik die skrif buite konteks en ons gaan vandag kyk wat sy sê. Dis niks anders as nekromansie. Met ander woorde, jy begeef jou tot die geeste van afgestorwenes op watter wyse ook al. En dis niks anders as demone wat hierdie mense namaak nie. Want die woord van die Here is tog duidelik, die wat gesterf het, wat doderyk toe gegaan het en derde hemel toe gegaan het, kan nie daar uitkom nie. Ons gaan nou kyk na daai skrifgedeelte. Maar ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif, so kom ons spring dadelik weg. Nou wat is nekromansie? Dit is om jou te begeef tot die geeste van afgestorwenes op watter wyse ook al. Nou in hierdie video wil ek nie sê dat sy haar begeef het tot hierdie geeste om waarsêry te beoefen of kennis of dinge te hoor van hulle, om haar te help in haar lewe nie, maar sy begeef haar tog tot hierdie geeste wat niks anders as demone is nie. En die woord van die Here is baie duidelik. Levitikus 19 vers 31. Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, julle God. En daar's baie ander skrifgedeeltes soos Deuteronomium 18. Jy kan daarna gaan kyk, maar die waarheid is dat God dit verbied, want hierdie is maar bose geeste wat mense namaak. Jy kan nie met hulle kommunikasie hê nie, dit word streng verbied, dis 'n gruwel in die oë van die Here. Maar kom ons gaan kyk wat sê Renay Botha in haar eerste video klip. Wat is hierdie soort van geeste, wat is hierdie dwalende geeste en hoe hanteer ons dit? Kom ons gaan luister. Ek wil vandag oor 'n baie kontroversiële onderwerp praat. En dit is iets wat baie mense mee sukkel. En dit is, hulle sien 'n liggaam en ons noem dit geeste. Hulle sien hierdie geeste en dit lyk soos die tannie of dit lyk soos 'n oom of dit lyk soos 'n dogtertjie. En hoe hanteer ons dit? Jy praat teen hulle, jy bestraf hulle en hulle gee nie pad nie. En dit voel vir jou maar niks werk nie. Niks wil beweeg nie en jy raak naderhand angstig. En baie mense begin dan éventueel met hulle vriende raak en hulle raak heeltemal angsbevange en dit begin hulle lewe beheer. Nou ja, wat sy hier sien natuurlik is dwalende geeste wat mense sien van mense wat natuurlik gesterwe het. En hulle probeer om dit te bestraf en dit op watter wyse ook al, maar niks gebeur nie. En nou ja, dit word natuurlik bestraf, soos hy sê, en hoe hanteer ons hierdie goed? Nou ons gaan vandag kyk wat sy leer, wie is hierdie geeste, en hoe hanteer ons dit? Hoe gaan ons hierdie mense tot rus bring? En dis baie duidelik dat sy nie verstaan dat hierdie is eintlik bose geeste wat namaak, wat mense wat geleef het namaak nie. Natuurlik sê sy, hulle het onnatuurlik gesterwe en hulle kom nie tot rus nie, en daar's baie mense wat daarmee sukkel. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here, waar is hierdie mense wat gesterf het? Nou in die eerste plek moet ons onthou, as jy Lukas 16 gaan lees, 19 tot 31, dan gaan jy duidelik sien dat die dooies is in die doderyk of die derde hemel, en hulle kan nie daar uitkom nie. En 'n skrifgedeelte wat ons kan kyk na is die volgende, Job 7 vers 9 tot 10, hy sê die wolk verdwyn en gaan heen, so kom hy nie weer op, wat na die doderyk neerdaal nie, hy sal nie meer teruggaan na sy huis toe nie, en sy plek sal hom nie meer ken nie. Nou jy moet onthou, in die Ou Testament was die doderyk in die hartjie van die aarde, daar was dit die helgedeelte of Hades, en natuurlik ook die derde, die paradysgedeelte. En dit is wat ons op hierdie prentjie sien. Maar wanneer jy soontoe gaan, kan jy nie daar uitkom nie, niemand kan met jou kommunikeer nie, dit is absoluut verbode, en daarom kom demone en maak hulle dan hierdie mense na. En dis wat Renay Botha blykbaar nie verstaan nie. En sy is 'n leraar, sy noem haarself 'n leraar, en dit is baie gevaarlik
om hierdie soort van leerstelling te verkondig, dat ons kan deel met hierdie soort van geeste wat nie in die skrif voorkom nie. Nou kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip waarin sy natuurlik sy gebruik natuurlik Genesis 4 vers 9 tot 10. Dis wanneer Abel natuurlik doodgemaak was deur sy broer Kain en natuurlik hierdie bloed roep nou van die aarde af en kom ons gaan kyk wat sy sê. Toe sê die Here vir Kain: "Waar is jou broer, Abel?" En Kain antwoord: "Ek weet nie, is ek my broer se wagter?" En God sê: "Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af." En hierdie is 'n baie belangrike skrif wat ons nie altyd verstaan nie. Die lewe lê in die bloed. En die lewe in jou DNA word nooit stil nie. Daar's altyd 'n vibrasie in jou DNA. En waar daar 'n vibrasie is, waar daar 'n frekwensie is daar in die gees 'n artikel, 'n liggaam, 'n vastigheid. En daarom sê die Here hier vir hom: "Maar jou broer roep van die grond af," en Kain kan nooit weer teruggegaan het na die grond toe nie. En dit is presies wat mense dan sien, dat iemand het onnatuurlik gesterf en hulle vibrasie, daai frekwensie is nog steeds hier op aarde. Mense, ek praat van wanneer jy dit sien en daar's 'n ongemak. Nou ja, die woord van die Here leer hierdie soort van valse doktrines glad nie. Dit is wat mense dink en hulle assume dis wat gebeur, maar dis nie die geval nie. Wat beteken dit dat Abel se bloed roep van die aarde af? Dit is 'n metafoor. Die Here sien dat Abel, hy weet natuurlik Abel is vermoor en natuurlik is daar altyd bloedvloeiing as daar 'n moord is. En dan sê hy maar net vir hom duidelik dat jou broer se bloed roep van die aarde af. Met ander woorde, jy het 'n moord gepleeg. Wat het jy gedoen? En hy wil by Kain dit hoor en hy sê, "Is ek my broer se wagter?" Hierdie het niks te doen met dwaalende geeste wat nou nie tot ruste kan kom nie. Abel is in die hemel by die Here. Hy's in die derde hemel, hy's in die paradys. Hoekom sal hy dan nog steeds roep van die aarde af? En dan sê hy, daar's baie mense wat op 'n onnatuurlike wyse sterf en daarom roep hulle bloed van die aarde af en hulle dwaal hier rond en ons moet hulle tot ruste bring. Nou ja, soos ek reeds gesê het, buite konteks hierdie skrifgedeelte en so probeer sy 'n onbybelse verklaring daarvan maak. Maar kom ons gaan kyk, dat die bloed wat roep eintlik iemand is wat nog hier is en mense kan hulle sien. Dit is wat sy sê in hierdie video. En dit is nie die geval nie. Dis bose geeste wat hulle namaak. Nou wat beteken die bloed wat roep? Ek het reeds gesê, dis 'n moord wat gepleeg is en God gaan hom wreek daarop. Dit lees ons natuurlik ook in die boek van Openbaring 6 vers 10, die martelaar onder die altaar wat sê, Here, hoe lank sal U ons bloed nie wreek op die bewoners van die aarde nie? Beteken dit daai mense nog rusteloos rondwandel op aarde? Nee, hierdie mense het in die hemel aangekom met wit klere en dis maar net 'n metafoor. Ja, hulle se sterwe, hulle bloed roep om wraak. Maar daar bestaan nie 'n ding soos mense wat steeds rusteloos rondwandel op aarde en dis wat hierdie vrou leer en dis absoluut buite konteks. Nou, die dwaalende geeste wat mense sien, is mense wat gesterf het natuurlik, sê sy. En dit is natuurlik hier baie belangrik. Is dit 'n bekende gees of 'n familiêre gees, familiar spirit? En dis baie duidelik dat hierdie is geeste of demone wat natuurlik hulle namaak as mense wat gesterf het. En dis maar presies wat dit is en ek dink nie Renay Botha verstaan dit nie, maar dit is baie gevaarlik om jou te begeef tot hierdie soort van geeste en dit kan jou lewe absoluut negatief affekteer. Nou, kom ons gaan kyk na 'n volgende videoklip waar sy praat van hierdie mense, die dwaalende geeste is mense wat onnatuurlik gesterwe het en ons moet dit uitkanselleer, sê sy. As ons dit nie gaan uitkanselleer nie, gaan hulle nog altyd hier op aarde bly. Kom ons gaan luister wat sy sê.
waarvan ek vandag praat, is wanneer iemand op 'n onnatuurlike manier sterf, dat jy aan daai persoon vashou, of wanneer daar 'n moord gepleeg is in 'n huis, en daardie bloed roep nog steeds in daardie huis, van die grond af. Dit vibreer nog steeds in die huis. Dit vibreer in die grond. Ons kry dikwels dat daar op spesifieke plekke ongelukke plaasvind. Daar's gedurig bloed wat daar vloei. Totdat jy dit nie uitkanselleer nie, gaan dit altyd daar wees. Nou wil ek net vra, waar staan dit in die woord van die Here? Waar lees ons hierdie soort van leerstelling, dat dwaalende geeste, wat natuurlik mense is, wat onnatuurlik gesterf het, reeds roep, hulle roep steeds. En dat jy as Christen dit moet uitkanselleer. Ons sien dit in die okkulte en in die Sangoma wêreld. Dis waar hierdie goed plaasvind en hulle glo dis wat hulle doen. Sy sê, dan gaan dit daar bly. Dis eintlik baie skokkend. Ek dink baie mense sal vibreer as hulle dit regtig sien, hierdie geeste. Maar dit is werklik onskriptuurlik. En die bloed sê sy roep van die aarde af. En ons moet dit uitkanselleer, ons moet hanteer. Nou kom ons gaan kyk, wat sê Renay Botha, hoe hanteer ons hierdie saak? Hoe hanteer ons hierdie geeste wat nie tot rus te kom nie? En dit is baie onskriptuurlik. Kom ons gaan kyk. So, hoe deel jy met so iets, as jy dan hierdie figuur sien, wat skielik daar is? Soos wat ons dit noem, dit is geeste wat loop. En maak nie saak hoeveel jy hom bestraf nie, hulle gee nie pad nie. En hierdie wat ek nou vir jou gaan noem, gaan dalk vir jou vreemd klink. Maar hierdie is 'n realiteit. Abel se bloed het van die grond af geroep. En God het dit gehoor. God het nie sy liggaam gevat, sy gees en sy siel gevat en die bloed stil gemaak nie. Abel se bloed is nog steeds in die grond. En dit roep. So om dit stil te maak is letterlik om te gaan sit en vir daai persoon te sê, ek sien jou en ek is bewus dat jy hier is. Maar jou tyd op aarde is klaar. So ek sê vir jou baie, waar niemand anders dalk vir jou baie gesê het nie, sê ek vir jou baie en ek stel jou vry in God. Here, en dankie dat u die bloed van daai persoon uit die grond uit die atmosfeer uit verwyder en ek stuur dit terug na u toe. Dankie vir daai vrystelling. En dan doen jy 'n bestrawing. En jy sê, enige gees van doodsheid, van enige mag, enige demoniese aktiwiteit wat saam met hierdie persoon beweeg het. Ek spreek te jou en jy stap in jou autoriteit in en jy gebied daai gees om nou die area, die plek waar jy is, te verlaat en onder die voete van Jesus in te gaan. Nou waar leer ons van hierdie soort van bediening of hierdie soort van autoriteit? Dat ek en jy nou daardie persoon met hom praat, ons sê ons weet jy is hier so, jou tyd op aarde is verby, ek stuur jou terug na God toe en daai bloed word dan uitgevat en gereinig en dan bestraf jy en so meer. Waar leer ons van hierdie soort van leerstellings? Dit kom nie in die Bybel voor nie. Nou hoe maak jy die bloed stil, sê die vrou, geweldig skokkend vir my. Spreek met die gees en sê, ek sien jou tyd is min, en groet die persoon. Nou moet jy die persoon groet, of gees, en stel hom vry in God. Dan doen jy bestrawing van bose geeste, maar eintlik was dit nog heeltyd 'n bose gees gewees. Nou hoe stuur jy so iets terug na God toe? Terwyl elke persoon wat sterf in Christus, of wat in die Ou Testament of die Nuwe Testament is, hoe iemand wat in Christus sterf het, hoe kan hy nog op aarde in sy gees rondwandel, terwyl die gees in die hemel is? Sy liggaam is in die graf, sy gees is in die hemel. Hoe doen jy dit? En dit is vir my skokkend, dat hierdie mense hierdie goed leer, en hulle behoort van baie beter te wees. Dit is eintlik baie skokkend, maar dit is wat sy sê. Nou ja, kom ons gaan kyk na Renay Botha oor haar eie getuienis, waar sy sê, dat waar sy as 'n 6-jarige dogtertjie hierdie gees gesien het, hierdie watcher, en sy het dit met dit gedeel. Kom ons gaan kyk wat sy sê. Een laaste getuienis oor myself. Ek was 6 jaar oud. Ek sien in die gees al vandat ek baie jonk is. En toe ek uitkyk uit ons huis uit, toe sien ek waar die persoon 'n watcher
op en afloop. Dis 'n geestesmag wat daar op en afloop. Ek het daai tyd nie geweet wat om te doen nie. Niemand anders het dit gesien nie. Daardie watcher het my hele lewe lank gevolg. En ek is deur hoeveel bevrydings en daai watcher het nooit geloop nie, totdat ek gegroet het en gesê, jy, ek sien jou raak. Jou tyd hier op aarde is klaar. Jy kan gaan na God toe, want jou vibrasie, jou frekwensie, gaan nie meer my lewe beïnvloed nie. Nou ja, sy praat van haar eie getuienis waar sy hierdie watcher sien. Dis 'n soort van 'n gees, is dit 'n dwalende gees van 'n mens of 'n demoon of wat ook al. En dan natuurlik doen volgens sy dieselfde taktiek. Nou sy sê hierdie demoon of hierdie watcher of hierdie gees het haar gevolg haar hele lewe lank. Sy het gegaan met bevryding, het nie gehelp nie, totdat sy gedoen het wat sy moes doen, wat sy heeltyd sê ons moet doen. Ek sien jou tyd is verby, gaan terug na God toe. Nou as hierdie 'n demoon was wat daar gewandel het, hoe stuur jy so iets na God toe terug? Ek meen dit is absoluut onskriftuurlik. Maar dis wat hierdie mense leer. En op hierdie kanaal, dis is 'n hedendaagse sit-rof show. Al die verdwalinge en leerstellings van die duiwels word hier geleer. Ek het al soveel video's gedoen daaroor, soos byvoorbeeld die heavenly courts en al hierdie goed. Maar hierdie is die taktiek wat hierdie mense volg. Dit kom nie in die skrif voor nie. Die woord van die Here leer ons nêrens dat ons hierdie soort van ding moet doen en toepas nie, maar dit is wat sy dan ook leer. Die waarskuwing is, pasop en wees gewaarsku teen valse leringe wat die kerk binnekom. Hierdie is absoluut leringe van duiwels. Ons kan nie met geeste deel nie. Ek praat nou nie van om duiwels uit te dryf nie. Hier word duidelik gepraat van geeste wat ronddwaal op aarde, hulle kom nie tot rus nie, en nou het jy die autoriteit om dit te kan bestraf, en jy die autoriteit om dit te kan terugstuur na God toe, met dit te kan deel, en so meer. Absoluut skokkend. Nou ja, mag die Here ons oë oopmaak, dat ons die woord van God ken in sy volheid, en weet wat sê die Here, wat is die riglyne, oor elke aktiwiteit in ons lewe, wat moet ons doen en wat ons nie moet doen nie. Dis belangrik. Maar vir my valse leerstellings, hierdie is 'n valse leerstelling, dit moet absoluut vermy word ten alle koste. Mag die Here ons lei deur sy gees van genade om die waarheid van God se woord reg te verstaan. Tot 'n volgende keer, totsiens.